op 'n stadium het ek vir die eerste keer agtergekom, daar is meer as net die fisiese wat 'n mens doen. Ek het besef, daar is emosionele dinge, maar wat ook gekoppel is aan die geestelike. Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Goeiedag, liewe vriende, baie welkom by hierdie gekuiery vandag met 'n kenner. My naam is Corneille en ek en jy gaan vandag praat saam met Heidi Dannhauser. Heidi, baie welkom in eerste plek. Dankie, Corneille. In hierdie program wat se naam is Holisties Gesond, liewe vriende, gaan ons kyk na die hele gebied van wat dit behels en wat Heidi het als om te bied, kennisgewys en ook dalk praktiese dinge vir julle op hierdie hele gebied. En omdat hierdie die eerste episode is, het ons het goed gedink net om half agtergrond te gee om dit en laat sy vir julle vertel hoe of dalk hoekom, ek weet nie, sy betrokke geraak het by die hele veld van holisties gesond. So, deel asseblief jou storie. Dankie, Corneille. Waar gesels ek met die gehoor? Daai kant toe of daai kant toe? Of gesels ek sommer net so met jou? Sommer net so met jou. Praat met my, ja. Okay. Dankie. Nou goed, 'n belangstelling in 'n rigting gebeur, maar sekerlik omdat 'n mens se lewensomstandighede jou in daardie rigting inneem. En in my geval, ekskuus tog. In my geval, is ek reeds in my ma se baarmoeder dood. My ma was baie siek gewees, sy het pre-eclampsia gehad, ek is dood. Dit is 'n hele ander program se storie oor wat alles daar gebeur het. Maar die uiteinde van die saak was dat genadiglik is my lewe gered. En dit het gebeur, ek is toe gebore en daar was 'n noodkeiser gewees 'n maand voordat ek moes gebore gewees het. Ek was natuurlik hoe lank in 'n broeikassie en al sulke dinge, en so gevolglik was ek 'n baie sieklike kind gewees. Maar die sieklikheid was waarskynlik nie net as gevolg van die feit dat my lewe so begin het en ek op hoeveel kursusse antibiotika was, wat ons almal vandag weet so ongelooflik skadelik is vir 'n mens, maar ek besef daar was nie ander opsies nie. Bo-op dit was daar baie ander tipe trauma gewees wat ook 'n groot invloed op my lewe gehad het. So het ek die eerste keer werklik aan gesondheid op 'n ander manier gedink, toe 'n vriendin vir my sê, maar weet jy het al die simptome van iemand wat prediabetes is. En dit was my interessante ding gewees. Gelukkig het ek jou op daai stadium reeds geken. En as ons nou wil praat van 'n kenner, is dit eintlik Corneille, wat vir my 'n groot raadgewer is ten opsigte van dieet, want dit is een van die dinge waarin jy belangstel en wat deel van jou studies oorspronklik uitgemaak het, en toe het jy ook later ander kursusse en dinge aangekoop en jy het 'n perspektief gehad wat wonderlik was. Een van die goed wat my geweldig gehelp het, was wat op daardie stadium die antwoord was vir die moontlikheid van diabetes, en dit was waar jy 5 keer 'n dag geëet het en waar jy laag glikemies begin eet het en so aan. En dit het fantasties gewerk. Die wonderlike gevolg daarvan was dat ten spyte van al die ander simptome wat ek gehad het, kon hulle my nooit as diabetes toets nie. Dit het nooit gebeur nie, want met 'n intensiewe dieetverandering het dit gekeer, dat het gebeur het. So dit is heeltemal moontlik. Dit is heeltemal moontlik om jou dieet soveel te verander, dat jy nie op medikasie hoef te wees nie, en dat 'n siekte nie noodwendig sy loop hoef te neem nie. So dit was die eerste ding, dit was 'n dieetverandering. Ja. Dan, nou moet ek dink, wat was die volgende ding wat ek aan gedink het? Ja, dit was ook 'n dieetverandering, maar ek het besef op 'n stadium, daar is dinge wat glad nie met my akkordeer nie.
En een van die goeters was toe nou koring gewees. En die koring ding sou 'n groot verklaring gewees het vir baie van die ander probleme, die allergieë verder en so aan, omdat koring op hierdie stadium so verander is, dat 'n mens probleme met jou darmstelsel ondervind, en dat jy geperforeerde darms kry en daardie tipe van dinge. So, daar het ek 'n groot verandering gemaak. Dit was eintlik nogal 'n lekker ontdekkingsreis. Dit was op daai stadium glad nie vir my ontstellend nie, dit het meer frustrerend geraak hoe ouer ek geword het. Maar ek het begine bak en kos maak heeltemal op 'n ander manier, ook wat dit aanbetref. En die groot geluk is dat ek kon resepte ontwikkel en ek het by ander gekry, en uit dit, soos wat ek geleer het, kon ek lekker kossies begine maak wat nie nadelig is vir jou nie. So dit was die volgende gedeelte van die ding. Ek het ook op 'n stadium het ek iemand gaan sien wat as 'n dokter geleer was, en toe het hy ook homeopatie geleer, en ek het baie by hom ook geleer oor wat gesondheidsdinge kan wees. Dis weer eens, ons is nou besig om absoluut net oor die liggaamlike aspekte van dinge te gesels. Ja. Op 'n stadium het ek vir die eerste keer agtergekom, daar is meer as net die fisiese wat 'n mens doen. Ek het besef daar is emosionele dinge, maar wat ook gekoppel is aan die geestelike, wat hierdie tipe van dinge beïnvloed. Ek het dit self begin agterkom, maar ook het ons hierdie wonderlike ontdekkings gehad van mense wat op daardie stadium, die bekendste persoon was Dr. Henry Wright van Be In Health in Amerika, wat die gawe gehad het van genesing, maar hy was gekwalifiseer as 'n dokter. Hy het nie sy hospitaaljare gedoen nie, maar hy het deur al die opleiding gegaan andersins, en hy was ook in hy was 'n pastoor, hy het Bybelskool toe gegaan en alles, en bo-op dit dink ek was sy graad waar hulle hom Dr. Henry Wright noem, as ek reg onthou, was omdat hy Christelike berading gedoen het. Ek dink ook so, berading was sy hoofrigting, ja. Ja, dit was uiteindelik die hele ding. So hy het 'n fantastiese agtergrond gehad, 'n wye agtergrond wat hom in die regte rigting ingelei het. En so het hy agtergekom dat net sekere siektes, of eerder net sekere mense waarvoor hy bid, word gesond, maar 95% word nie gesond nie, ten spyte van die feit dat hy daai spesiale gawe het. En so het die Here met hom begin praat, want hy was absoluut in nood. En vir hom begin wys, maar kyk net hierso. Kyk wat sê my woord. Kyk wat het jy geleer. Kyk na die gevolge van sekere dinge op die menslike liggaam. En kyk na die gevolge van dit, eerstens, dit wat in die brein gaan sit, omdat dit 'n fisiese ding is. En so was daar, ons kan later weer oor daardie aspekte gesels, dis nou maar net, ek wil net oorsigtelik. Was daar ander mense, daar was in Rhodesia, Zimbabwe, Dr. Michelle Strydom wat by hom geleer het, daar is natuurlik Dr. Caroline Leaf, wat ook van Suid-Afrika afkom, weer, of Suider-Afrika dan, en ons het ook 'n vrou ontdek wat 'n apteker was, wat ook heeltemal vanuit 'n ander perspektief uit na hierdie ding kyk, maar as kinders van die Here, op 'n sielkundige, maar 'n geestelike vlak. Dis 'n kombinasie van dit. Ja. En so het ons dit ontdek, en die amazing goeders wat gebeur het in daardie tyd. Soos wat ons het agtergekom het, dit was eers 'n groot ontsteltenis, want ons kon nie dink dit is moontlik nie, en dis eintlik totaal wetenskaplik, maar dis dinge waaraan nie gekyk word nie. Soveel dokters weet dat soveel dinge word eintlik word toegeskryf aan byvoorbeeld spanning. Maar dis asof hulle dit nie in verband bring met dit wat aan die gang is verder nie. Maar in elk geval, hierdie mense het, en hulle is werklik geleerd in die veld, en hulle kon groot verskil maak. En ek onthou, toe ek op die stadium was, en dit was deel van my reis, party was 'n ontdekkingsreis, party was meer soos 'n
thriller fliek. Maar daar was 'n stadium wat ek op die rand van die dood was. Wat wel, voor dit ek was op pad daarheen en ons was na die beste spesialiste in die land. Ons was na die mense wat die ander opgelei het. Die mense wat almal gaan vra het wat om te doen in sekere situasies. En hulle kon nie help nie. Want hulle antwoorde was slegs in die liggaamlike en dan ook net in die chemiese aspek van die liggaamlike. Dit was ook nie 'n wyeer kennis wat hulle gehad het nie, alhoewel hulle die spesialiste was. En ek dink dit is een van jou ooms wat gesê het eendag iets van 'n spesialis wat jy al hoe meer van al hoe minder weet of so iets. Ja, hoe meer jy weet van jou vel, hoe kleiner word jou veltjie. Presies. En dit was die probleem, dink ek, vir hulle. So dis wonderlik dat hulle weet wat hulle weet, maar dit sny outomaties alles verder uit, ongelukkig. So het ons gehoor, genadiglik, en dit was ook maar oor jou belangstelling in gesondheid, het ons uitgevind, daar is dokters wat weier werk, nie net in die chemiese, om het nou maar so te noem, dokterswêreld nie, maar wat ook die ander aspekte daarvan, ek weet glad nie wat dit in Afrikaans genoem word nie, byvoorbeeld in Amerika het hulle mense wat hulle noem nutritionists, en dis glad nie dieselfde as 'n dieetkundige nie, dit is 'n ander rigting. Dis genesing met voedingsstowwe, dis heeltemal iets anders. En dit is een van die goeders wat hierdie mense wat hulle self dan integrative medical specialists noem. Dis een van die rigtings waarin hulle werk. En genadiglik hoor ons toe nou van so iemand naby ons. En wat ek daar geleer het was, dit was eintlik wonderlik. En waar ek geweet het, ek vertrou hierdie persoon, want in daai tyd het ons reeds besef dat daar 'n korrelasie is tussen gesondheid, sowel as jou emosionele en geestelike gesondheid. En dan wil ek nou net inspring, vir die wat reken, hulle is kindertjies van die Here, hulle is geestelik gesond. Ja, ons is gered, en ons is op pad hemel toe. Maar dit beteken nie is noodwendig geestelik so gesond soos wat jy dink nie. Of emosioneel nie. Ek doen veral die emosionele kant. Veral die emosionele kant. Dis heeltemal reg. En die emosionele beïnvloed die geestelike. In elk geval, so op daardie stadium was ons besig met 'n spesiale kursus wat ons gedoen het, wat baie spesifiek gegaan het oor die emosionele gedeelte, die genesing daarvan, maar vanuit 'n Christelike perspektief, maar weer eens 'n man wat 'n dokter was, of dokter dan, maar nie in die fisiese gedeelte nie, maar in die sielkundige gedeelte, maar vanuit 'n Christelike wêreldsbeskouing. En dit wat ons geleer het in sy kursus het bewys dit wat hierdie ander mense weer vanuit die ander hoek benader het, en in daai selfde tyd is dit wat ons hierdie integrative medical specialist teëgekom het. En toe ek vir haar vra, wat is die oorsaak van dit wat in my liggaam aan die gang is, toe sê sy lang en aanhoudende emosionele trauma. En toe weet ek, hierdie vrou weet regtig waarvan sy praat. Sy is werklik 'n geïntegreerde, dis nie eers nie, 'n integrerende, ek dink dit sou die regte woord wees, 'n integrerende mediese spesialis. Werklik. Alhoewel sy nie die presiese perspektief daarop gehad het, vanuit die Bybelse wêreldsbeskouing nie, is die algemene begrip daarvan was presies daar. En die verstommende ding ongelukkig op daardie stadium was, dat ten spyte van die behandeling van die sogenaamde spesialiste, het al my organe net tussen 20 en 30% gewerk. Maar genadiglik kon sy vir ons rigting gee, in die regte rigting, ten opsigte van die voedingsstof genesing tipe van
aspek, en op dieselfde tyd was ons besig met die kursus en waar ons kon leer hoe om die breinpatrone eintlik te herstel. En wanneer die breinpatrone herstel die liggaam ook. Dis maar net een van die wonderlike gevolge daarvan. En dit het reeds 'n groot verskil begin maak. Maar ons kon nie al daai dinge bekostig die hele tyd nie. En genadiglik op 'n stadium toe dit lyk asof ek velkanker het. Nou, of dit die gevaarlike soort was en of dit nou maar net verskriklik gegroei het, dit sal ek nie weet nie, want ek is dood eerlik, tot vandag toe, ek het geweier om na die dokter te gaan, want my ondervinding met die ander dokters, wat net vanuit die een perspektief uitwerk, was glad nie goed nie en peperduur. So, daar was vir my geen beweegrede om dit te doen nie. En dan ook natuurlik het ek besef dat die tipe behandeling wat hulle sou wou toepas, nie iets is wat ek vir myself gesien het nie. So, genadiglik bel ek toe 'n vriendin, hier is ons weer eens met iemand met die gawe van genesing. En wat nou vir my die verstommende ding was dat sy vir my sê, maar ek sal vir jou bid, natuurlik sal ek vir jou bid, maar ek jy al gehoor van hierdie goed, iets waarvan ek nog glad nie gehoor het nie. En ook natuurlik was daar ongelooflik min inligting daaroor beskikbaar. Vandag verstaan ek, die rede hoekom daar ongelooflik min inligting beskikbaar was absoluut omdat die inligting verwyder word vanaf die internet. Hoe dit op hierdie stadium gaan, weet ek nie. Ek dink dit word maar sekerlik nog steeds verwyder, maar minstens weet ek nou waar om te soek. Wat baie help. Maar wat daarmee gebeur het is, toe ek uiteindelik uitvind hoe om dit te gebruik en wat dit is wat ek moet gebruik en wat ek saam moet gebruik ensovoorts, was dit binne weke wat hierdie goed wat so aan die groei was op my vel, was dit net weg. Geen pyn nie, en ek het dit selfs gevoel, dit was op my arm, op daardie stadium, ek het later op my gesig ook sulke goed gehad, maar ek het dit selfs gevoel tot teen die been van my arm, en dit was niks van seer nie, dit was so 'n kielie gevoelletjie, glad nie ongemaklik nie, so ek het geweet dit werk tot daar, so dit is iets wat dieper ingegaan het, hierdie vergroeisel, en dit is alles weg. Sedertdien het ek natuurlik gehoor en geleer dat dit een van die bekendste goeters is wat daarmee genees word. Is fantasties. Daar is soveel mense wat daardeur genees is, en daar is toetse daarmee gedoen, daar is doktersgroepe wat daarmee werk wêreldwyd, ons praat van 'n paar duisend, daar is 'n hele navorsingsinstituut, dit is werklik wonderlik. Ja. En een van die goed wat natuurlik wonderlik was ons seun, wat ongelukkig ook sy eerste 14 jaar, om die waarheid te sê, baie siek was, elke 6 weke op antibiotika, niks het gehelp nie. Daar was nie enigiets nie, daar was op 'n stadium iets, en dit is ook van die mark geneem, en my mening, net met ander sulke tipe van ondervindings, en soos wat ek nou maar met ander mense gesels, wil dit voorkom. Ek stel dit nou maar so. As iets werklik goed werk, dan bly dit nie op die mark nie. Want ek dink, ja, dit bring nie die finansiële voordele wat die vervaardigers daarvan nou sou wou gehad het nie, want dis die goedkoop goedjies wat gewoonlik die beste werk, voel dit vir my. In elk geval, en daar het ons hierdie goeders gegee vir 2 dae, vir ons kind, wat hy kon 1 goeie rugby-wedstryd speel, en dan was dit te veel vir sy liggaam, en dan was hy weer siek in die bed. Dit was die storie van sy lewe tot op daai stadium. En 2 dae se gebruik, en daar is hy weer gesond. Dit is daai gedeelte van die ding. Mense sal dit sekerlik 'n alternatiewe middel noem. Dit is nie alternatief nie, soos die
Wat is dit? Dis nie, wat is 'n expert in Afrikaans? Kenner. Die kenner! Dis wat jy is. Die kenner! Die kenner, die ware kenner op die gebied van die spesifieke middel, sê, dis eintlik 'n voorloper. Dit is ver vooruit die huidige mediese wetenskap, waar die huidige mediese wetenskap net met chemie werk, is hierdie ook elektromolekulêr, en hy kan die twee, hy het nou onlangs 'n artikel nou weer daaroor ook geskryf, waar hy die twee met mekaar kan vergelyk en verduidelik hoe as jy 'n middel het wat hierdie resultate lewer chemies, maar dit lewer nie elektromolekulêr dieselfde ding nie, hoe dit net eenvoudig nie dieselfde effek het nie, hoe dit nie, dit is hoekom hierdie ding so 'n wondermiddel is, maar in elk geval, wat ek graag ook van wil vertel is die groot effek van die verandering wanneer die breinpatrone herstel word, maar ook soos in die fisiese en daai emosionele genesing, en boonbehalwe myself en met jou, dink ek maar net aan die tyd wat ek voltydsberading gedoen het ook. Kan ek jou laat stop gou daarso? Jy kan. Hou die ding van gedragspatrone of breinpatrone in jou kop? En breinpatrone. Liewe vriende, laat ons net vir julle 'n reklameflitsie doen hierso en laat ons asemhaal. Hivelit Huis se reeks natuurlike vloeibare seep sal jou vel, jou hare, jou hande en sommer al jou sintuie aangenaam verras, sommer jou beursie ook. Die lyfreeks word uit luukse, bevochtigende olyf- en klapperolie verseep met slegs natuurlike ekstra bestanddele. Die wasgoedseep is hard op vlekke, sag op die natuur. Bederf jouself. Besigtig die volledige reeks en bestel by hivelit.co.za. Goed vir jou vel, goed vir die natuur. Welkom terug. Ons is besig met 'n baie interessante gesprek, hoop ek, dink jy ook, van hoe hy beland het in hierdie veld van holisties. En met holisties bedoel ons, jy kyk na jou liggaam en na jou siel en na jou gees en sê, hoekom kan al drie nie saam gesond wees nie? Want, of jy het nou geweet het of nie, die drie het 'n invloed op mekaar. Dit is geïntegreer, om geïntegreerd te kyk na die hele konsep van gesondheid, maak half net sin op daai manier. As jy kyk na alles wat jou opmaak. So, hoe het hy daar beland? Was die storie tot nou toe, en asseblief hy sê vir ons aangaan met die ding van gedagtepatrone. Dankie Corneil. Ja, ek onthou, daar was een van die mense wat na my toe gekom het ek dink nie eintlik, die vroue weet hulle het emosionele genesing nodig. Mans weet dit nie. Hulle het die simptome en hulle probeer daarvan ontslae raak. Om met jou eerlik te wees. So in hierdie geval was dit 'n man. En een van die goed waarmee hy toe gesukkel het, was 'n uitslag wat aanhoudend op sy hande gekom het. En ek kan nou nie die presiese oorsaak onthou van sulke uitslagte nie, maar as ek reg onthou, het dit iets te doen met jou selfbeeld. En ek het besef, kyk, 'n mens se selfbeeld word mos nou maar gevorm deur dit waardeur jy gaan in jou lewe. En ek weet, almal sê ja, maar vergeet nou van die kinderjare, maar hier het niks met skuld gee te doen nie. Hierdie het te doen met vind die wortel van hierdie plant wat jy sien groei. En jy moet dit by die wortel gaan hanteer, sodat jy hierdie plant kan uithaal of gesond maak dan, as jy iets wil gesond maak. Gewoonlik is dit nie, hierdie is gewoonlik 'n onkruid, in hierdie geval ongelukkig. En by hom, ja, dit was goeters wat gebeur het, toe hy nog 'n jong ou seentjie was. Ek dink hy was so 10 jaartjies oud of so. En hierdie goeters het hom vreeslik gepla. En die verstommende ding is dat toe hy dit hanteer het. En hanteer beteken nie, en nou wil ek weer eens vir die Christene sê, hanteer beteken nie sit dit agter jou in die sin van ignoreer dit. Dink nie weer daaraan, ja. Ja, dit is nie waaroor dit gaan nie. Sit dit agter jou,
Om dit agter jou te sit, moet jy dit optel. En jy moet weet hoe dit lyk. En jy moet besluite maak rondom dit. En dan kan jy dit agter jou sit. Wanneer jy dit werklik hanteer het, dan kan jy dit agter jou sit. Dan is dit verby. My manier om dit verwoord is, as mense vir my sê, maar wat agter my is agter my, dan sê ek, dis reg. Maar om te weet of dit agter jou is, moet jy weet of dit 'n invloed op jou nou. As dit 'n invloed op jou nou het, is dit nie agter jou nie. Ja. Agter sit is nie 'n dink wat oeps gebeur nie. Dalk gebeur dit, ek nie sê dit gebeur nie. Maar as iets jou nou pla, dan is dit nie agter jou nie, so sit dit agter jou. Ja. As die gevolge nog steeds daar is dit baie duidelik nie hanteer of agter jou nie. Beslis nie. En wanneer jy dit dan werklik hanteer het ek ook gevind, in elk geval is 'n baie goeie ding om te doen, is om die waarhede wat jy vervang het, die waarhede wat dan gewoonlik wanpersepsie of op 'n ander manier 'n leuen of wat ook al sou wees. Jy moet eintlik die waarhede gaan gereeld afstof. Dat jy nie weer in die wanpersepsie of die leuen en die gevolglike pyn daarvan sal verval nie. So, die wonderbaarlike ding was, toe ons daardie, en ek besef vandag, dit was nog net een aspek daarvan, maar toe ons daardie hanteer het, daai ervarings wat hy gehad het op daardie ouderdom, het dit wat op sy hande aan die gang was, dat dit net verdwyn. Sy vel het genormaliseer. Ek het 'n soortgelyke ervaring gehad waar ek vir weke geloop het met 'n uitslag van bo tot onder. Die Here was my genadig, het was nie op my hande of op my gesig nie, maar dit was die res van my liggaam, en dit was amper onmoontlik om daarmee te lewe, want dit juk en is ongemaklik en seererig en alles. En ek het die chemie probeer. Ek was desperaat genoeg om die chemie te probeer, en al wat ek gekry het was so klein buisies salfies, wat genoeg was miskien vir my een arm, as ek gelukkig was vir 'n dag of 2. En in elk geval, nie eers vir daai stukkies het dit 'n verskil gemaak nie. Die verskil het gekom deur die wortel te hanteer, daar die oorsprong van dit hoe ek myself gesien het. En dit was nie iets waarvan ek bewus was nie. Dit is ook ongelooflik belangrik vir mense om te besef. Dit is nie asof jy nou sit en dink, sleg van jouself sit en dink of so iets nie. Dit is daai goed wat jy eintlik onderdruk. Want jy het in jou lewe, in jou volwasse lewe, het jy geleer wat die waarheid is. Maar dis 'n kognitiewe werklikheid. Dis nie 'n hartswerklikheid nie. Dis nie in jou diepste menswees nie. En dit het nie die breinpatrone verander nie. Dit wat fisiese sinapses is, wat amper boontjies vorm in die brein, is nie verander nie. Dit is steeds daar. Dit is soos jy sny heeltyd jou knie oop, en dan sit jy 'n salfie bo oor. Die sny is nie weg omdat die salfie op is nie. Die sny is maar nog steeds daar. En dit is die sny wat genees moet word. Is maar my verduideliking daarvan. So dit het 'n groot verskil gemaak. En jy sal onthou, ek het vroeër gesels moontlik oor toe ons hierdie geïntegreerende mediese spesialis, daar is die mooi Afrikaanse term dan, toe ek haar gesien het en sy hierdie hope bloedtoetse en alles gedoen het, en sy gesê het, maar al my organe werk net tussen 20 en 30%, dit's nou lanklaas wat ek weer laat toetse doen het, daai was, seker al 15 jaar terug, nee, 13, 14 jaar terug, dink ek, en dan het ek 3 of 4 jaar terug weer toetse laat doen. Ek weet nie hoe dit nou lyk nie, maar die wonderlike ding is dat op daardie stadium was dit nog net my lewer wat nie normaal getoets het nie. Slegs my lewer. En daar was reeds so 'n groot verbetering. En ek besef dat dit te doen het met al die kombinasie van dinge wat verander is. Dit is 'n dieet wat anders lyk. Dit is 'n mindset.
'n gedagtewêreld wat totaal vernuwe is, tot by die wortels vernuwe is. Dit is ook hierdie wonderlike medisyne, ek noem dit nou maar medisyne, wat wonderlike genesing gebring het, net in die fisiese praktyk van sake, en dan natuurlik ook die ding van die genesing met die regte soort voedingsstowwe. Mense het my al gevra, nou, as ek net die finansies het vir een ding, vir die goed waaraan ek moet geld spandeer, wat moet ek doen? My persoonlike mening, dis my mening, is om daardie middel eerste te kry. Want nie alleen bring dit herstel nie, dit help die liggaam se sisteme om beter te werk, dit herstel die mitokondria van selle, dit maak alle patogene dood sonder om enige skade aan jou liggaam of byvoorbeeld die flora van die darmes te bring. Maar selfs die rede hoekom ek dit selfs voor die spesiale voedingsstowwe bring is omdat dit help die liggaam, dit maak die selle oop om hierdie voedingsstowwe ook te kan opneem. Met ander woorde, as ek probeer om met spesiale voeding myself gesond te maak. Ek bedoel nou nie die kos wat ek eet nie. Ek praat nie van die dieetkundige gedeelte nie. As ek die ander goeders probeer gebruik om myself gesond te maak, maar my liggaam het nie die vermoë om dit op te neem nie, wat help dit? So ek moet eers my liggaam op die plek probeer kry waar ek hom help veg teen alles wat hom aanval, maar ook om hom op 'n plek te kry dat hy wel kan opneem dit wat hom verder kan genees. So, ja. Nou sal die vraag wees moontlik, hoekom is ek 'n kenner? Dis verskriklik. Ek het nie 'n papier om te wys nie. Ek het geen papier om te wys nie, behalwe miskien die beradingsgoeder. En dan is dit ook nie 'n algemene papier nie. Ek dink dit is leergierigheid. Ek dink dit is die geweldige nood waarin ek gesit het self, waarin ek verkeer het, en ek moes gaan navorsing doen. En ek is nou nog aan die navorsing doen oor soveel goeders. En die kennis wat ek opgebou het, het ek nie gaan opdoen by universiteit nie. Ek het 'n universiteitsgraad ook. In 'n ander rigting. Dit was baie leeswerk, maar nie net dit wat in teksboeke verskyn nie. Ook dit wat daar buite beskikbaar is. En navorsing wat gedoen is. En kursusse, die hoeveelheid kennis besef ek wat in my kop ingekom het, omdat ek waarlik belang gestel het, en omdat ek genadiglik geseënd is met begrip en retensie ensovoorts, het ek net agtergekom in die laaste paar jaar, dat al het ander mense toegang tot dieselfde inligting moontlik, as wat ek sou gehad het. Dus ek weet nie of hulle nie so ver lees en leer nie, en of hulle miskien nie genoeg belangstel nie, ek weet nie wat dit is nie, maar wat ek wel ondervind is, dat ek sien hoe dit nie net my en my gesin en my familie en vriende se lewens help verander nie, maar die laaste paar jaar en eintlik 'n lang tyd, toe ek ook die voltydse berading, dis nie die regte woord vir hoe hierdie ding werk nie, maar toe ek dit gedoen het, besef ek net die massiewe verskil wat dit gemaak het in mense se lewens, en hoeveel hulle deur dit leer en uitvind, en nooit geweet het nie, en ja, daar is effek daarop. Ek wil nou net sê, iemand moet seker jou beeltjie blaas op een of ander plek en tyd oor dat jy so sit as die kenner. Daar is heel wat groepe, julle WhatsApp groep op hierdie stadium wat 'n groot deel is, weet ek, van Hadi se uitreik na die wêreld toe met raad en dinge.
En die terugvoer op dit is ongelooflik. Sy word regtig landwyd gereken op van die groepe as 'n kenner spesifiek op hierdie gebiede. En weer eens net omdat ek weet van die ongeveer 7 jaar wat sy in my kop omtrent voltyds mense gehelp het met veral kom ons met my emosionele genesing, hoe om hulle breintjies se patrone te verander te kry, al daai tipe van dinge en die ingrypende effek daarvan. Die groot verandering in my het gekom toe ek besef die dag emosionele genesing is so ingrypend soos fisiese genesing. Dit is genesing. Jy kan dit net nie met jou oë raak sien onmiddellik nie, maar dit is soos iemand se arm is afgewees in 'n ongeluk en iemand het die arm van hom teruggewerk en nou het hy weer 'n arm. Dis ingrypend soos dit as iemand se emosies en sy binnekant genees word en die invloed daarvan op sy lyf is ongelooflik groot. So dis nie ek dink baie keer die prentjie in my kop van mense se idee van die geestelike of emosionele wêreld is half soos 'n wolkie ding. Dis nie gegrond, dis nie 'n regte ding nie omdat jy dit nie kan sien nie. En in my kop is die geestelike wêreld so realiteit soos hierdie. Ek kan aan hierdie ding raak. Ek kan nie in die geestelike ding raak nie want ek is in hierdie dimensie. Maar as ek in daai dimensie was, sou ek daarin kon raak. Dis hoekom jy geestelike goede kan sien. En baie mense sien in die geestelike wêreld by tye. En dit is so eg soos wat hierdie is. Met ander woorde, as jy daar genees word, is dit so eg soos 'n fisiese genesing wat jy met jou oë kan sien. Dit is nie 'n minder belangrike, minder ingrypende verandering nie. En ek dink mense wat sukkel met hulle gesondheid besef dit. Want hulle drink die pilletjies en die storie dink ek van jou ek weet nie eens moet ek 'n besigheid of 'n bediening dit noem nie. Want dit is 'n bietjie van alles. Dis wat dit integrasie maak. Dis hoekom ons besluit het om our program holisties te noem, liewe vriende. En die term holisties is gewoonlik gekaap wil ek amper sê deur die New Age beweging. Want die ding is die realiteit is daai mense omdat hulle ook geestelik oop is op 'n ander manier, obviously as 'n Christen is. Maar hulle sien ook die realiteit daarvan en ek onthou toe ek die eerste maal iemand ontmoet het wat gesê het, ek vertel hom maar net ons storie en sy sê maar dan moet jy kyk na hierdie emosionele goede en hierdie goede en hierdie persoon was aan haar lewe nog nooit in 'n kerk nie, sy kom, haar ma het 'n New Age tempel gehad en hulle doen allerlei soorte genesingsmodules by hulle ook. So ons sien dieselfde probleme. Ja. En ek onthou ook met sielkundiges praat ook ons kan dieselfde probleem sien, ons kan saam identifiseer hoe die brein werk en die liggaam beïnvloed. Ons het net, dink ek, die beter antwoord. Ja. So, en dis op hierdie gebied hoekom jy 'n kenner is, en ook dink ek net oor die volrondheid van jou kennis, soos wat die integrerende dokter sou wees, in die mediese gebied, is jou gebied van kennis net ongelooflik wyd. En ek dink dis wat dit handig maak, want ek kry op 'n manier dokters jammer, of iemand wat net berading doen. Al daai goed het sy plek, en is handig op sy tyd. Maar as jou enigste manier is hoe jy iemand kan help, gee vir hom 'n chemiese middel. Of die enigste manier wat jy mense kan help is, gee vir hom die Bybelse waarheid. Of die enigste manier wat jy kan doen is, met bevryding. As dit al gereedskapstuk is in jou hande, dis nodig, maar al hierdie goed moet iewers by mekaar kom, en vir die meeste mense, dis 'n boksie ding, en hulle hier en daar, en ek dink jou veld van ekspertise is net so wyd, en wat jy nie self weet nie, stuur ons aan ander mense toe, maar dit is wat jou 'n kenner maak in my kop, en dis nie gelukkig dit van ek sê nie, die resultaat is daar, dis hoekom die mense kom, dis hoekom daar al besigheid ontwikkel het uit hierdie dinge uit, so, ek spring nou 'n bietjie vorentoe, sommer, liewe vriende, maar net dat julle weet ook wat aan die kom is al die dinge wat hy doen, in praktyk, om mense te help, sodat julle kan fisies baat vind, dat dit hierdie net 'n gesprek is nie, daar's baie dinge te doen, sy is hierso as 'n besigheidseienaar, adverteerder ook, so daar is praktiese fisiese dinge, daar is opleiding en seminare en dinge wat sy mense help met allerlei jare se ondervinding, om dit wat sy geleer het, oor te dra na ander mense toe, want om met al hierdie kennis te sit, sal baie onnoosel wees om dit vir jouself te hou. Of selfsugtig moontlik. Ja, dis wat dit onnoosel maak. As 'n goeie Christelike meisie dit vir haarself sou hou.
So daar is baie praktiese hulp wat in die kom. Hier is 'n openingsgesprek oor hoe sy daar beland het. En ek is baie seker dat al haar wysheid en raad en produkte en verwysings en aanwysings en al die dinge wat sy het in haar gereedskapskassie gaan vir julle verskriklik baie kan help. So ek is baie opgewonde oor vorentoe. Daar's 'n gedeelte waarvan ek vergeet het, gepraat van die gereedskapskassie. As gevolg van al die allergieë en die dinge en die wilde begin wat ek gehad het van my lewe, gesondheidsgewys, kon ek selfs nie gewone seep in aanhalingstekens gebruik nie. Ek kon nie velrome gebruik nie, niks. Die goeters het my vel gebrand, party skottelgoedsepe het selfs fisies die vel op my hand opgelos en het in dik lae laat afkom. Dit was verskriklik. En ek onthou daar was een of ander, en dit is die bekende make, so ek gaan nou nie eers name noem nie, dis nie nodig nie, want dit is by al hierdie bekende velprodukte en goeders, en ook die wat Suid-Afrikaanse velprodukte ensovoorts is, wat ek sulke tipe van goeders ondervind het. En ek onthou die een keer wat ek 'n spesiale produk teen die son spesifiek vir die gesig ontwikkel, en toe ek dit op my vel sit, van hierdie maatskappy, toe brand dit so dat dit gevoel of ek chili op my gesig gesmeer het. En daar was geen manier wat ek dit kon afkry nie. Ek het uiteindelik niks meer gebruik, behalwe aqueous cream, dink ek soms, en ek het letterlik myself met water gewas. Dis nogal moeilik. En toe het ek, en toe beland ons natuurlik op die plaas. En toe besef ek, dit is nie net ek wat beskadig word deur die chemikalie nie, want dis toe nou ook wat ek intussen uitgevind het, seep is nie meer seep nie. Seep is veronderstel om 'n minerale sout te wees, wat gevorm word wanneer jy olie of vette met 'n baie sterk alkalisiese middel bymekaar bring, die natuurlike vorms van hierdie dinge, en dit gaan dan deur 'n proses, dit verander 'n chemiese, dit ondergaan 'n chemiese verandering, sonder dat dit chemikalie is. Dit is soos as jy sou suiker verhit op 'n stoof, en jy hou dit aan warm maak, gaan jy later koolstof kry. Dit is 'n chemiese verandering, sonder dat daar chemikalie betrokke was. Op dieselfde manier is hierdie 'n voorbeeld daarvan. En in elk geval, ons beland op die plaas, en ons besef maar, dit is ek weet nie wat is 'n French drain in Afrikaans nie. 'n French drain. Dit is die Afrikaanse naam. Dat was so iets. Maar blykbaar is dit 'n sensitiewe ding, amper soos 'n mens se darmstelsel, 'n mens se microbiome of so ietsie. So jy kan nie net enigiets daarin gooi nie, so die algemene goeters is eintlik glad nie goed daarvoor nie. En toe begin ek dink, wel, vir die plaas se onthaalwe, my omgewing se onthaalwe, sowel as vir myself, moet ek dus 'n plan maak, en toe begin ek alweer met my nuuskierige neus en alles. En die eerste produk wat ek toe nou gemaak het, was vir ons wasgoed. En toe het ons gelukkige vriend wat 'n 4x4 garage het en mense uitneem in die veld in, en hy sê toe maar, ons wil ietsie lekker sag en natuurlik hê, en wat sommer die muskiete ook kan weghou en alles, en mamma en pappa moet daarvan hou en al die dinge, en toe sê ek ewe maklik, ja, ek sal, en toe is dit nou meer moeite as wat ek gedink het dit gaan wees, maar toe ontdek ek wonderlike goeder soos seep wat 'n mens fisies maak uit medisinale, wel dit word medisinaal, maar dis in elk geval ook voordelig vir die liggaam net as olies, olyfolie en klapperolie, en dis die goed waarmee ek begin het, en toe kom ek agter maar hierdie sepe en hierdie goeders is totaal
geneesend en ek het letterlik ons was op 'n stadium by markte met dit en ek het gesien 'n dogtertjie byvoorbeeld met psoriase, dit was voor my oë, so ek het gewoon gehoor van die dinge, maar die kind en haar mamma is toe nou voor my oë en die dokter het dit as psoriase gediagnoseer, ek soos julle nou almal weet ek is geen dokter nie, en so kyk hulle na dit en ja, dit was op die binnekant van die kind se armpie, hierso by die buig van die elmboog. En mamma het toe nou net van die seepskuim gevat, want ek laat altyd die mense voel, want jy het geen verwysingsraamwerk met dit, tensy jy dit op jou vel gesit het nie. Dit is so wondersag, en alles is sag na die tyd, dat jy kan nie dink dit was seep nie, maar dis omdat die ander goed nie seep is nie, maar in elk geval. En mamma het die goedjies op die groot kol, wat toe nou al met rooi strepe gekrap was, gesit. En toe ruik hulle nou al die geurtjies, want alles wat ek gebruik daarvoor is ook 100% natuurlik, so natuurlik essensiële olies, nie nagebootste geure vir die lekker ruik nie. En terwyl mamma nou kies, watter enetjie gaan nou lekker wees vir sussie, toe is hierdie goedjies nou besig om hulle werk te doen, hulle wou eintlik net seker maak, dat dit nie haar velletjie verder brand nie. En het was seker 'n minuut of 2, en toe vra sy nou maar sussie, hoe voel jou arm? En sy kyk en daar is die hele kol weg, daai psoriase is weg. So daar is ek seker mense sal vir my sê, ag, die dokter het dit seker verkeerd gediagnoseer of so iets, maar ek gee nie om nie, dit het gebeur, en dit is nie die enigste voorbeeld nie, en dit is so met die lyfmiddele, ek het nou al 'n hele paar dingetjies in my reeks, net want 'n mens met jou vel kan bevochtig, in die winter raak het wild droog, en mense se velle bars, en al sulke dinge, en dan moet jy iets hê wat natuurlik en sag is, op jou eie hele ekosisteem, nie net die plaas nie, op jou ekosisteem, want hierdie goeders word opgeneem in jou liggaam. Ek was geweldig geskok toe ek die dag 'n praatjie luister, waar hierdie man verduidelik hoe dat sekere chemikalieë binne 50 sekondes selfs tot in jou bloedstroom is, deur jou vel. En toe is dit vir my 'n logiese ding, want as 'n mens dink daaraan, jou vel is 'n lewende orgaan, dis jou grootste orgaan. So natuurlik gaan al hierdie goeters kan versprei, so vinnig. En ja, so alles het maar so gebeur deur my eie lewe en hoe dinge aangegaan het, en ek wag nie vir ander mense om vir my die oplossings te gee nie. Ek gaan soek dit en probeer dit skep, want daar is nie soveel oplossings daar buite nie. En baie daarvan is net so duur. Dis die ander rede hoekom ek my pryse so laag as moontlik probeer hou vir al hierdie goeders. Maar ek kan nie weer, soos wat ek voorheen gedoen het, 7 jaar, mense hulle emosies help genees en hulle breinpatrone help herstel sonder om iets daarvoor te vra nie. Dit is onmoontlik. Ongelukkig. Nou maar, kom ons doen gou nog 'n reklameflits en vir oulaas praat ons dan die laaste stukkie saam. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Nou maar daar sy vriende, die laaste stukkie vandag in hierdie openingsgesprek, 'n oorkoepelende ding van hoe hy die beland het in die veld van holistiese gesondheid vanuit 'n Christelike wêreldsbeskouing en die resultate wat sy in haar eie lewe ondervind het, met kyk na jou liggaam, kyk na jou siel, kyk na jou gees, en dan die impak van al hierdie kennis van haar van al hierdie jare heen, want hierdie proses is nou al vir 20 jaar, op pad 30 jaar toe in die gang. Ja. Dis baie jare se tyd en dis soos baie dinge, soos julle sal self weet, as jy deur iets is en die resultate gekry het en jy om daai te kan deel met mense,
is dis 'n hele ander storie as jy self die ondervinding van die proses gehad het. Dit is hoekom mense wat gewoonlik moeilike agtergrond het beland in velde soos sielkunde of wat is die ander ding wat jy na die gemeenskappe kyk? Daai een. Welsyn werks. Mense wat self uit sulke omstandighede het 'n hart vir mense wat daar is en dis hoekom hulle daar help. So op 'n soortgelyke manier het daai met groot gesondheidsprobleme gesit en baie hulp ontdek en 'n hele besigheid gebou, 'n bediening gebou om haar eie ondervinding. Wat beteken sy het 'n hart vir sulke dinge en ook die kennis deesdae wat saam met dit gaan om mense te kan help. So oorkoepelend, liewe vriende, is dit waarmee ons julle wil help in hierdie program en wat Heidi met julle gaan deel 1 keer 'n maand. En dit is so 'n wye veld dat ek vermoed ons gaan vir dekades elke maand kan praat en vir julle praktiese hulp gee toenemend meer. Dit sal net altyd net gesprekke wees nie, of oorkoepelende gesprekke wees nie. Baie hulp ook gee. Heidi, as jy dalk net vir die mense wil sê, waar kan hulle jou in die hande kry, uitvind van jou goede, jou produkte, al daai tipe van dinge, hoe maak hulle kontak? Okay, die webwerf se naam is Huwelied. Dis 'n kombinasie van huwelik en lied. Huwelied.co.za. En daarop is 'n aanlyn winkel en jy sal sien ook daar's 'n baie spesifieke knoppie met die naam van gesondheid en daaronder sal jy ook hierdie wondermiddel ontvang en ek het actually vergeet om te noem dat daar is baie mense wat daardie middel verskaf, maar ek het ondervind dat mense aanhoudend na my toe verwys word, al het hulle ergens anders daardie middel aangeskaf, omdat die mense agtergekom het, 'n middel help net so ver as jy nie weet hoe om dit te gebruik nie. En daar's verskeie behandelingsmetodes vir verskeie siektes en toestande en so. En 'n mens moet presies weet hoe om dit te gebruik. So dit is nie op daardie webwerf nie, so moet dit nie daarso verwag nie. Die produkte is daarso, maar julle kan my ook kontak. Ons het 'n WhatsApp nommer vir Huwelied Huis en dit is 072 493 5621 072 493 5621. En dan vir enigiets anders as jy nuuskierig is oor die produkte en daar is so 'n bietjie inligting ook daarso beskikbaar. Daar's selfs musiek om na te luister en dit is Huwelied. HUWELIED.co.za. Daar's hy, ietsie om te gaan kyk en te gaan ondersoek so lank. So ek wil amper vir julle sê, liewe vriende, as jy sukkel met gesondheid en dit veral ouerige mense, ek wil nou nie 'n getal op dit sit nie want dit wissel vir mense. Jy het baie jonk al probleme gehad. Ja. En veral as jy sit met wat jy weet in jou hartjie, daar's trauma rug agtergrond, dan is dit iets om te begin ondersoek, dink ek. En baie mense in hulle middeljare rond jou lyf haal jou in. Wat jy mee kon wegkom as jy jonk is. Die mense liggaam is my 'n fantastiese ding in die opsig van wat dit kan hanteer. En jy kan hom in die grond in verniel, of ander mense kan hom vir jou in die grond in verniel. En dit kan vir so lank hanteer, maar iewers begin die dinge jou inhaal. En as jy by punt is, dan is hierdie 'n nuwe veld vir jou en ek hoop die gesprekke sal vir jou baie voordelig wees. So kom loer gerus, eenmal 'n maand behoort jy 'n nuwe episode te kry. Holisties gesond en dan hooplik kan Heidi se kennis en ondervinding vir jou tot hulp wees. So tot ons weer praat, liewe vriende, 'n heerlike geseënde maand. Baie dankie Heidi, ons praat weer. Dankie, ek waardeer dat ek kon gesels het.